Nou Pieter, hy is 'n advokaat, soos julle kan sien daar op die skerm. Um, hy hy is 'n regsgeleerde en dan maar ook 'n ouderling by die Gereformeerde Kerk Klerksdorp Noord. En dan help hy ons nogal by die deputate owerheidsake. Hy gee sy insette daar, maar hy's ook op ander deputate besig. Hy's by die Kommunisiteit, Binnelandse Sake doenig en dan ook by die regsdeputate. Maar hy gaan nou vandag vir ons gesels oor die CRL. Nou die CRL staan vir Culture, Religion and Linguistic Rights Commission en hulle het 'n seksie 22 proses waarmee hulle besig is en dit is waarop Pieter gaan fokus en vir ons meer gaan vertel. Pieter, jy is welkom om jou skerm te deel met ons. Goeiemôre broeders en susters en almal wat ingeskakel is, baie dankie. Dit is inderdaad 'n voorreg om met u te gesels. Ek weet nie of my skerm al op is daarso nie. Daar is hy. Nou ja, ons het baie dankie vir die geleentheid ook. Jy weet, wanneer mense na al hierdie dinge luister en ons nou die voorreg gehad om 'n regte en diepte studie ook te gehad het waardeur ons kon werk. Nou ons leef inderdaad in interessante tye, maar daar is ook tye waarin die tekens van die eindtyd vir ons al duideliker na vore tree. Die mens en sy regte word al hoe meer verdring, of die menseregte althans word al hoe meer aan die groot klok gehang, en die waarheid van God se woord word al hoe meer verdring. En hierdie is nie maar net 'n terloopse gebeurtenis nie. Nee, dit is 'n aktiewe proses waar Satan self deur die ideologie van humanisme, kommunisme en ander poog om die kinders van God, die skepper van die hemel en die aarde, van hom weg te skeer. Nou die duiwel weet reeds dat hy oorwin is. Hy weet dat Christus volkome vir ons sondes betaal het, maar hy wil saam met hom in die verderf neem wie hy kan. En juist daarom is hierdie geweldige aanslag op die kerk van Christus, ook soos ons dit vandag sien met pogings om die Christelike kerke te reguleer. En nou, juist dit maak dat ons nie maar net na die voorgestelde regulering moet kyk, suiwer vanuit 'n regsoogpunt of van die konstitusionaliteit daarvan en dit te toets of in praktyk te gaan kyk wat is die invloed nie. Ons moet begin waar dit werklik oor gaan. En dit gaan eintlik oor die bruid van Christus. En as ons dan begin van daaruit oordeel, dan kyk ons 'n bietjie anders na hierdie hele saak. Ek gaan poog om dit nie akademiese regstegniese punte te maak nie, maar dat 'n mens juis gaan kyk na waar staan ons ten opsigte van ons werklike verhouding en ons werklike roeping in die lewe. Nou dit begin alles uit die aard van die saak by Christus is die hoof van sy kerk. Hy regeer sy kerk deur amptdraers wat hy daartoe roep. En hierdie is die skrifgebonde, skrifgetroue, gereformeerde siening uit die aard van die saak. Maar daaroor verskil ons bitter min met mekaar. Christus is hoof van die kerk, hy regeer deur amptdraers, hy roep amptdraers. Hy dra alle gesag en hy regeer in sy onbegryplike en volmaakte wysheid. Regeer hy sy kerk ten beste. Ons bely in artikel 30 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy woord geleer het, geregeer moet word. Elke plaaslike kerk is volwaardig en selfstandig kerk van Christus. En dan, ons glo nie in enige sentrale beheer of leierskap nie. Die kerk staan met Christus as die enigste hoof van die kerk. Nou goed, dan gaan ons voort en ons sê maar wat van die owerheid? En die owerheid, wat die owerheid aanbetref, gee die skrif ook duidelike riglyne. Ons het van dit geluister met die opening volgende deur Dominee Pieter. Ons het van dit gehoor nou ook in die aanbieding van Prof Raad. Wat is hierdie duidelike riglyne wat ons kry uit die skrif uit? In die eerste plek, alle owerhede se gesag kom van God. Die owerheid dra die swaard om oortreders te straf, Romeine 13. Ons moet aan die keiser betaal wat aan die keiser toe kom. Dit sluit nie net die finansiële aspekte in nie, ook die onderdanigheid en wat daarin belangrik is. En daarom sê ons moet die owerhede ook eer en onderdanig wees. Maar die belangrike is, ons moet hulle in alles gehoorsaam wees wat nie strydig is met die woord van God nie. Handelinge 5 vers 29.
Nou dit beteken nie, broers en susters, dat die owerheid die kerk mag beheer of oorheers nie. Inteendeel, elkeen staan in volle soewereiniteit langs mekaar, veronderstel tot eer van God, en die owerheid, ons bevestig weer, kry sy gesag van God af. Die kerk het 'n roeping om elke individu van ons, elke gelowige se roeping, om as profeet, priester, koning op te tree, ook binne die wyse waarop ons staatsgesag hanteer, en waar volgens ons uit die aard van die saak na die owerheid kyk. Nou in artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis verklaar of bely ons dat God vanweë die nou net nie daarop kom nie, dat God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het om ons te regeer. En dan gaan ons verder en sê hoekom, sodat alles onder die mense ordelik kan verloop. Ons weet, ons God is 'n God van orde, daardie orde word gehandhaaf binne die kerk en die kerkregering, maar terselfdertyd moet daardie orde ook binne my eie huishoudelike regering, my eie omstandighede, en ook binne die owerheidsregering, behoort dit ordelik te verloop in die samelewing, sodat ons God daardeur kan dien. En dan bely ons verder, dat die taak van die owerheid uitgebrei word, om die heilige woordbediening te beskerm. Nou broers en susters, dit is wat ons bely. En dit wat ons bely, is tog omskrywend van dit wat ons in die woord van God self lees, hoe hy homself aan ons geopenbaar het. En enige wetgewing, of optrede wat hiermee in stryd is mos dan vanselfsprekend ook strydig met die woord van die Here. Dit maak nie saak of dit deur 'n konstitusionaliteit, wetgewing, wat ook al binne die bedeling gemagtig is nie. As iets in stryd is met die woord van God, is dit doeteenvoudig verkeerd. En enige wetgewing of optrede moet juist daaraan getoets word. Nou ja, as ons voortgaan en ons gaan kyk na waar staan ons in die omstandighede binne ons land, wat het aanleiding gegee hiertoe, en wat is die agtergrond, en ek gaan kortliks daaroor uitbrei, doeteenvoudig om die erns daarvan tuis te bring. Dit is nie maar net 'n proses wat een of ander kommissie en een of ander voorsitter het besluit, hulle wil hierdie proses loop nie. Ons moet besef, hierdie is 'n werklikheid. Nou kom ons begin by die wonderlike, veelbesproke handves van regte, en ek sê dit so half sarkasties aan die een kant, omdat daar soveel gewag gemaak word altyd van, maar die handves van regte sal ons beskerm. Kom ons lees wat sê artikel 31 van die handves van regte. Hy sê, persone wat aan 'n kultuur, godsdienst of taalgemeenskap behoort, mag nie die reg ontsê word om, saam met ander lede van daardie gemeenskap, hulle kultuur te geniet, hulle godsdienst te beoefen en hulle taal te gebruik nie, en b, kultuur, godsdienst en taalverenigings en ander organe van die burgerlike gemeenskap te vorm, dit sluit uit die aard van die saak kerke in stand hou en daarby aan te sluit nie. Maar dan kom daar 'n baie belangrike een, en dis die tweede punt, die regte in hierdie subartikel wat ons nou net gelees het, mag nie uitgeoefen word op 'n wyse wat met enige bepaling van die handves van regte onbestaanbaar is nie. Ek gaan nou 'n bietjie terugkom op daardie ene. Nou uit hierdie hele aangeleentheid het gegroei, is die CRL-kommissie dan nou gevestig, en dit staan vir the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities. So hoofstuk 9 van die grondwet wat dit vir ons 'n instelling moontlik maak. Maar broers en susters, soos met alle politieke en owerheidsinstellings, word daar gewoonlik baie mooi doelstellings en uitkomste voorgehou, en dit maak juist dat die gewone man op straat waarde daar moet sien, eerder as bedreigings. Dit is so half, ons kry die indruk dat alles gaan goed gaan, want hierdie doelstellings is dan so pragtig. Nou kom ons kyk gou, wat is die doel van die CRL-kommissie? Dit gaan eerstens oor die bevordering en die beskerming van die regte van kulturele, geloofs- en taalgemeenskappe, verseker dat alle gemeenskappe hulle tradisies, tale en gelowe vrylik kan beoefen, en dat die diverse gemeenskappe in hierdie land kan floreer. Hulle moet proaktief optree deur opvoeding, voorspraak te doen. Hulle moet reaktief optree deur die hantering van klagtes en ondersoeke ensovoorts. En dan belangrik, hulle moet nasionale eenheid en wederwysige respek bevorder, en hulle moet die konstitusionele demokrasie versterk in hulle optrede. Nou,
ja, dit is mooi doelstellings, dit lyk baie goed op papier, kom ons gaan kyk wat gebeur daarmee. Dan gaan ons oor na die waardes toe, wat hulle sê hierdie kommissie het. En dis pragtige waardes wat voorgehou word, dis bekende soos integriteit, deursigtigheid, aanspreeklikheid, professionaliteit, onpartydigheid. Maar ons weet ook al dat ons dikwels dadels van hierdie sien, wanneer dit by die praktyk self kom. Nou kortom, die kommissie van hierdie CRL-kommissie word gesien as Suid-Afrika se waghond en bevorderaar van kulturele, godsdienstige en taalregte. En dit veronderstel om te verseker dat diversiteit gerespekteer word, terwyl die demokrasie versterk word. Nou die kommissie word deur die president aangewys na oorweging van aanbevelings deur 'n paneel van die departement van korporatiewe regering en tradisionele sake. En hoewel 'n mens sou reken dat daar tog verteenwoordiging moet wees van ten minste 'n paar van die volke, kulture en gelowe in die land, want so kan jy tog daarom nou 'n gebalanseerde werksgroep vorm, blyk dit nie die geval te wees nie. En is dus myns insiens vanuit die staanspoor gedoen, ek wil eintlik eerder sê beplan, om eensaidig en ideologies te handel. Nou as ons so 'n bietjie gaan kyk na die verloop, hoewel die gedagte van die regulering van kerke reeds 'n geruime tyd op die tafel is, het dit in die onlangse verlede weet ons weer opgevlam en is die CRL-kommissie nou absoluut aktief besig om 'n proses van regulering van die kerke daar te probeer stel. In 2017 het hierdie CRL-kommissie 'n ondersoek gedoen oor die sogenaamde misbruike in die geloofsgemeenskappe en is 'n dokument getiteld The Report on the Commercialization of Religion and the Abuse of People's Belief Systems gepubliseer. Nou uit hierdie verslag uit is daar sekere dinge voorgestel. In die eerste plek het hulle gegaan en gesê, kom ons moet die voorstelle wat hulle gemaak het, daar moet peer review committees gevestig word. Ons kan dit mooi vertaal in Afrikaans as kollegiale resensies. En die idee daarvan is om godsdienstige praktisyns te lisensieer en oorsig oor kerke te hou. Nou daar is baie daaroor te sê. Jy kan vir jouself dink aan die problematiek daar agter. Wie is hierdie peer wat hierdie reviews moet doen? Wie is die ander wat dan nou moet gaan kyk of is die ideologie wat ons bevorder, die ideologie wat ons na buite uitdra, die dogma, wie is dit wat daaroor gaan seggenskap voer? Godsdienstige praktisyns moet gelisensieer word en dan moet oorsig oor kerke wees. Dit is een van die belangrike punte. En om dit te vermag, onder andere moet elke godsdienstige organisasie volgens hulle aan 'n goedgekeurde sambreel organisasie behoort. Kom ons gaan terug. Kerk is waarlik kerk van Christus. Elke gemeente, elke kerk, plaaslike kerk is volwaardig kerk van Christus. Waar kom ons nou in sambreelorganisasies? Waar gaan ons heen? Ons is nie maar 'n gewone vereniging nie. Die kerk van Christus staan totaal uniek. Hierdie is 'n geweldige implikasie, al klink dit op die oor nie so nie. Elke godsdienstige leier en organisasie moet ondersoek word, gewet word, soos die Engelsman sê. Met ander woorde, daar moet gekyk word, so om die Engelse woorde wat hulle so graag gebruik, is hierdie persoon fit and proper for office. Al daardie dinge moet nagegaan word en uiteindelik moet hy geregistreer word deur die CRL self of deur wie hulle dan nou ook al daarvoor instel. En hulle wil daardeur sê hulle, en dit is nou weer eens die mooi beeld wat voorgehou word, wil hulle verseker dat prediking aanvaarbare leerstellings of doktrines bevorder. Nou die vraag is in die eerste plek, in wie se oë, in wie se mening, se opinie, is dit 'n aanvaarbare leerstelling of doktrine? As die Christelike geloof, dit wat ons bely, baie sterk staan teen byvoorbeeld ander gelowe, is dit 'n aanvaarbare leerstelling of doktrine wat bevorder word? Ons wat glo dat jy kan alleen deur die soenverdienste van Christus, kan jy die ewige lewe beerwe, niks uit eie mag, eie krag, eie selfstandigheid nie, alles maar genade, die 5 solas wat ons so goed ken. As ons dit bely, is dit aanvaarbare leerstellings of doktrines of nie? En nou is die vraag verder, voorster, wat sien hierdie CRL-kommissie as hulle eie rol? Wat het hulle in daardie dokumente gesê? Sien hulle as hulle eie rol?
En hier moet ons mooi gaan kyk na wat sê hulle. Want in die eerste plek sê hulle wil die finale arbiter wees van godsdiens, met die finale besluitnemingsmagte in godsdienstige geskille. Met ander woorde sou daar 'n dispuut binne 'n kerkverband wees, en ons weet tog daarvan, ons ervaar dit daagliks in ons kerke op die oomblik, veral in die Afrikaanse kerke, dat daar oor verskillende sake is daar maar onderlinge verskille wat ons broederlik met mekaar moet uitsorteer. Sake wat ons nie aan die groot klok moet hang en moet gaan na 'n owerheidsinstelling of 'n staatsregsbank toe nie, maar wat ons intern met liefde volgens die woord van God moet uitsorteer. Nou kom die CRL-kommissie en sê, ons wil die finale arbiter wees van godsdiens, en ons wil die finale besluitnemingsmagte in godsdienstige geskille hê. Ingrypend. Verder gaan hulle en hulle sê dat nie oorskakel nie, jammer, dat hulle wil bekleed word met die mag om godsdienstige leiers te skors of af te dank. Hoor mooi, hulle wil bekleed word met die mag om godsdienstige leiers te skors of af te dank. Met ander woorde, dit gaan nie by hulle oor enigiets anders nie as die mag om dit te kan doen volgens hulle opinie. Sou 'n predikant byvoorbeeld optree en hy staan baie sterk op sekere standpunte rondom dinge wat nie noodwendig vir die ideologiese omgewing van die owerheid positief is nie, dan wil hulle die mag hê om hom te skors of hom af te dank. Daardie mag, daardie reg, daardie gesag hoort by die kerk self. Soos wat ons glo, binne die kerkverband, hoort dit binne kerkorde op grond van skriftuurlike getuienis en hantering daarvan moet daardie saak hanteer word, nie deur 'n buitestander of iemand wat van buite af daardie mag hulle self toeëien nie. Hulle wil verder gaan en dan sê hulle dat godsdienstige organisasies wat skuldig bevind word aan wangedrag gesluit word. Nou maar natuurlik, dit klink baie mooi, sou daar wangedrag wees, die misbruik soos wat ons ook mooi in die opening van gehoor het, seksuele misbruik, geldmisbruik, mense wat mishandel word ensovoorts, al daardie dinge wat ons weet verkeerd is. Hulle wil die mag hê om so 'n kerk te kan sluit. En op die oor af klink dit baie goed. Ons weet egter wel weer, wanneer sou hulle dit beskou as wangedrag? Kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê 'n kerk staan op en hy stel dit baie duidelik dat God man en vrou as man en vrou geskaap het. Hy stel dit baie duidelik dat die sogenaamde biseksualiteit, die feit dat 'n man 'n vrou wil wees en 'n vrou 'n man wil wees en omgekeerd, dat dit suiwer teen die woord van God is en daardie kerk staan sterk daarop, dan kan dit moontlik as wangedrag beskou word, in lyn met, en ons gaan terug na, dit mag nie ander afronteer nie, né? Soos wat ons ook al van tevore gepraat het. Nou goed, daar was daarom 'n stukkie positiewe hieroor, die parlementêre komitee of die Kokta-komitee, wat na hierdie aanbevelings gekyk het vir 'n tydperk van 6 dae gesit, en hulle het intens bespreek, en uiteindelik het hulle hierdie aanbevelings in 2017 van die tafel afgevee. Van hulle aanbevelings was dat die CRL-kommissie is nie die instelling wat die godsdienstsektor moet reguleer nie. Dat meerderheid deelnemers het gereken dat dit in elk geval onkonstitusioneel sou wees. Hulle het gereken, die nominasies is selfregulerend op die oomblik en dit werk goed. Dat daar 'n behoefte is aan geloofsvryheid se beskerming sonder pogings tot regulering deur die staat. Verder het hulle gesê, bestaande wetgewing spreek die moontlike uitdagings aan vir wetsoortreders. Die probleem lê eerder by die toepassing daarvan. Met ander woorde, die wetlike toepassing of die toepassing van wetgewing wat bestaande is, dat jy mag nie steel nie, jy mag nie bedrog pleeg nie, korrupsie pleeg nie, jy mag sekere handelinge tog nie met mense verrig nie, dit is strydig met wat in elk geval in die wet staan. Die probleem is eerder die toepassing van die wet as die wetgewing wat versterk moet word. Dan is aanbeveel gewees dat die CRL-kommissie eerder hulp moet verleen aan instellings wie se huise nie in orde is nie. En hier is spesifiek verwys byvoorbeeld na die finansiële prosesse, finansiële rekordhouding, die hantering van finansies, daardie tipe van sake. En dan het hulle ook gegaan en gesê die ontwikkeling van 'n handves vir selfregulering en 'n gedragskode vir die sektor. Nou daar is intussen tyd is daar al baie werk gedoen deur verskillende
organisasies, kerklike instellings, religieuse organisasies. Weereens hier uit 'n gereformeerde oogpunt, en dan praat ek van gereformeerd met 'n klein lettertjie, die skrif is ons handves vir regulering. Die skrif is die gedragskode waarbinne 'n kerk behoort op te tree en waarbinne elkeen van ons moet optree. Minstens kan ons daarom hier vir mekaar sê, het hulle dit van die tafel afgevee en gesê, nee, dit kan nie aangaan nie. Op daardie stadium is daar gedink, nou maar goed, dit is nou waar dit gaan gelaat word, maar haar edele die voorsitter van die CRL, Mkhwanazi Saluva, het op 12 Februarie 2025 die volgende uitlatings gemaak. Society needs help, and we are saying Parliament must pass the relevant regulation that will say it's not business as usual around churches anymore. It's back on the table now, squarely, and we're going to be pushing it through. We are saying there should be a peer review, like you have peer review for lawyers, for doctors, for social workers, for teachers, for everyone. You need a system that says, you want to open up a church, you want to be a religious leader, you apply first. We test if you don't have an unusual history. The peer review committee will sit down and assess each person and grant them a license to run a church. Ek wil myself net gou hier vinnig onderbreek dat die huidige fokus is op die Christelike sektor van geloof. Dit gaan oor die Christelike kerke. Die kommissie het wel gesê hulle gaan 'n sogenaamde staggered approach volg. Met ander woorde, hulle wil die Christelike kerke in orde kry volgens hulle wil beheer daar oorneem en dan sal hulle na die ander godsdienste ensovoorts kyk. Kom ons laat dit vir 'n oomblik daar. Wat het sy nog gesê? Sy het gesê, we are going to set up a Section 22 committee that will be made up of religious leaders who will help us push through the legislation in Parliament, convince parliamentarians that this thing needs to happen. Net 'n bietjie klem, religious leaders in die eerste plek, ons as gereformeerdes glo nie in kerkleiers nie, ons glo daarin dat God roep bedienaars van die woord, hy roep amptsdraers en elke gelowige het sy verantwoordelikheid wat hy moet uitkom, want die roeping van gelowige is die grootte. Maar nou wil hulle religious leaders, en as ons gaan kyk na daai Section 22 committee soos wat hy saamgestel is, kan 'n mens nogal die tendensie, hulle wil hulle kies om ons te help, hulle gaan hulle saamstel terwille daarvan dat hulle hierdie wetgewing deur parlement kan voer en die parlementariërs kan ompraat en sê dat hierdie moet gebeur. En dit was die 12de Februarie verlede jaar. Nou goed, as ons net 'n bietjie aangaan, dan sien ons dat sy het 'n opmerking gemaak waar sy gesê het, dit is jammer dat die regering na 1994 en dan die aanhaling lost control of the religious sector and this must stop now. Nou broers en susters, as ons net 'n bietjie teruggaan, jy sal onthou, ek het in die begin verwys na die heel eerste punt van, of die tweede punt van die artikel, wat vir ons gesê het, dat alles moet uit die aard van die saak nie strydig wees met die handves van regte nie, dit moet konstitusionele demokrasie bevorder, ensovoorts. Nou wil ek hier miskien 'n baie kontroversiële punt maak, maar gaan dink tog 'n bietjie mooi daaroor. Die aanhef tot 'n grondwet bepaal grootendeels wat verder gebeur. Mense wil amper sê, dis die bril waardeur jy na die grondwetlike prosesse kyk en na die grondwet kyk. As ons teruggaan, 'n vorige grondwet van hierdie land het gesê 'n nederige erkentlikheid teenoor die almagtige God, die beskikker oor die lotgevalle van volkere en nasies. Wat sê die huidige grondwet? Sy vertrekpunt is met erkenning aan die onregte van die verlede. Met erkenning aan die onregte van die verlede. Met ander woorde, alles wat gedoen, alles wat gesien word, alles wat gehandel word, alle wetgewing wat opgestel word, moet voldoen eintlik aan erkenning aan die sogenaamde onregte van die verlede. Nou as ons doeteenvoudig in gedagte hou, hoe dit tans toegepas word op, en ek gaan nie in diep detail daarin gaan nie, op BEE, hoe dit toegepas word ten opsigte van sportkwotas, nadat daar reeds 'n derde geslag deur die skoolprosesse is, omdat die onregte van die verlede nog nie voldoende reggestel is nie.
begin 'n mens die vraag vra, maar wat is dan nou die verwysing hierso? Hoe het die regering na 94 lost control of the religious sector? Dit bekommer 'n mens, want die vraag is tot watter mate gaan daar dan nou ander dinge ingebring word? Was die Christelike geloof dan nou te sterk? Het ons te sterk gestaan op daardie stadium? Is ander gelowe en godsdienste, moet hulle dan nou voorkeurbehandeling kry ten einde te kan die regstellings maak van die verlede? Want this must stop now, is presies soos wat sy dit dan nou ook sê. Nou goed, kom ons laat dit vir 'n oomblik daar en ons gaan kyk na die mooi klinkende redes wat vir ons gegee word. In die eerste plek praat hulle vir die kommersialisering van godsdiens en die finansiële aspekte, kerke wat soos besighede funksioneer. Hulle verkoop wondermiddels, hulle laat lidmate betaal om geseën te word, hulle buit kwesbare lede finansiëel uit. Natuurlik is dit iets wat ons nie kan goed praat nie. Dit hoort glad nie in die kerk van Christus nie. Ongereguleerde skenkings. Daar is 'n groot gebrek aan formele finansiële verslagdoening by baie van hierdie kerke, wat volgens die CRL-kommissie auditering of verslagdoening 'n tekort daaraan het, en hulle voer aan dat dit skep geleenthede vir misbruik. Uit die aard van die saak stem ons saam, dit kan. Ons gaan nou kom by rentmeesterskap, maar steeds kan jy die kerke wat reg funksioneer tog nou nie wil straf en oorreguleer nie. Dan gaan ons liewer terug na die aanbevelings wat die Kokta parlementêre komitee gemaak het en gesê het, wees eerder behulpsaam om hierdie dinge in orde te kry en reg te kry. En dan natuurlik, die een waaroor daar ook maar baie gesê word altyd, is die sogenaamde buitelandse befondsing, want daar is sommige ministeries of kerkgroepe wat internasionale donasies ontvang. En die kommissie bevraagteken of hierdie fondse behoorlik gemonitor word en of die plaaslike godsdienstige praktyk op een of ander wyse beïnvloed. Nou ja, kom ons gaan kyk na wat sê hulle oor wanpraktyke, en ons het net 'n voorbeelde daarvan gehad, so vinnig. In die eerste plek, jy onthou die doemsage, waar mense gespuit is met blikke doem, sodat die bose geeste van hulle kan verwyder word of kan wegvlug, dat daar slange en goggas geëet moet word. Ek het nie bygevoeg, hoewel dit nie aangehaal was nie, die geforseerde besnydisrituele. Dit was interessant genoeg nog, het ek nie opgetel dat dit ooit deur die CRL-kommissie genoem was as 'n wesenlike krisis nie. Maar goed, daar is ook wanpraktyke daarbey betrokke. So, al hierdie tipe praktyke is strydig met die woord van God self, en dit word deur bestaande wetgewing hanteer. Weereens die probleem lê by die toepassing daarvan. Om nou die Christelike kerk uit te sonder om hierdie sake nou aan te spreek, is tog nie reg nie. Want die ware kerk van Christus, volgens God se woord, volgens die 10 gebooie, die interpretasie daarvan soos wat ons dit het, duld nie hierdie tipe praktyke nie. Nou ten einde hierdie werksaamhede en hierdie doelwitte te bevorder, is die sogenaamde artikel 22 komitee saamgestel. Nou hulle werksaamhede, volgens hulle, is dat hulle gaan met provinsiale en nasionale konsultasies begin met leiers in die Christelike sektor. Om nou juis uit te kom, uiteindelik onthou, die 22 komitee is daar om 'n dokument op te stel, wetgewing voor te kry, wat deur die parlement gevoer kan word. So ons staan nie maar net hierin terug met 'n idee en 'n gedagte nie. Hierdie is aktief besig om te gebeur terwyl ek en u vandag met mekaar sit te gesels. Om omvattende navorsing te doen, om die omvang en die impak van misbruik van mense se oortuigings en skadelike praktyke, godsdienstige praktyke, te beoordeel. Om strategieë te ontwikkel, om geestelike oortredings te hanteer en te beperk. En dan moet hulle aanbevelings maak vir 'n wetlike raamwerk om hierdie peer review, die kollegiale resensie van mekaar in die godsdienstsektor te bevorder. Nou, Prof Musa Zulu, hy is die voorsteur van hierdie artikel 22 komitee, het gesê, it will be possible for a legislated framework to establish a board that will take responsibility for the religious sector. Daar staan dit. Dit is die benadering van hierdie komitee, dit is die vertrekpunt, dit is waarheen hulle gaan. Nou, op 22 Junie verlede jaar het hulle 'n voorlopige dokument, daar's verwys vroeër daarna, van 15 bladsye vrygestel,
wat dan ook die omstandighede daar stel vir die regverdiging vir al hierdie dinge. Maar broers en susters, as ons na al hierdie dinge kyk, dan sien ons, hierdie is teoretiese, dis die praktiese agtergrond wat doodgewoon bewys dat ons het hier te doen nie net met gedagtes nie, maar met 'n stoomrollende proses om 'n ideologiese doelwit, naamlik staatsbeheer oor veral die Christelike kerke te vestig. En nou is die vraag, wat is die effek hiervan? Wat is die gevare wat dit vir ons as kerk van Christus inhou? Kom ons kyk net na enkele punte. Die owerheid bepaal die kerk se dogma. Wat mag en wat mag nie verkondig word nie. Nie die woord van Christus nie, van God nie, nie Christus nie, maar die owerheid bepaal die kerk se dogma. Totale inperking van godsdienstvryheid. Die owerheid wil bepaal hoe die kerk regeer word. Die vraag is dan, is die kerkorde geldig en aanvaarbaar vir die owerheid? Die wyse waarop byvoorbeeld die gereformeerde kerke hulle kerkorde gebruik wat gevestig is in belydenis en in skrif, en waar vir ons 'n baie belangrike element in lê, dat die kerk van Christus geregeer moet word soos wat God in sy woord vir ons voorlê. Wat gaan daar rondom gebeur? Wie bepaal daardie siening en standpunt? Dan die opleiding van en die beheer oor predikante, amptdraers ensovoorts gaan by die owerheid na alle waarskynlikheid lê. Ons glo dat opleiding van ons predikante, van die bedienaars van die woord, kom uit die kerk, deur die kerk, vir die kerk. Nou gaan ons in die posisie ingaan waar die lesplanne of die leerplanne, die opleidingskurrikula sodanig saamgestel word dat dit voldoen aan wat die owerheid daar wil stel. Nie noodwendig wat ons volgens skrif en belydenis en kerkorde stel nie. En dan ook die beheer daaroor of hulle dan nou in die proses geskort mag word, uit diens uitgesit mag word. Ons het reeds gesien waar 'n predikant byvoorbeeld weens welke redes ook al die ampt moet verlaat, weens grove openbare sondes en hy die ampt moet verlaat, dat daar na die howe gehardloop word en dat daar op arbeidsregtelike gronde ander beslissings gemaak word, nie op skrifgronde nie. En dan belangrik, waar daar geskille is, watter kant is reg en wie? Op grond van skrif, belydenis en kerkorde gaan dit nie gebeur nie, maar volgens die diskresie en die sieninge van hierdie komitee of hierdie instelling ensovoorts. Nou, voor ons by die wat nou kom, wil mense tog ook net die volgende opmerkings maak. Ons kan prakties gaan kyk na baie van hierdie dinge. En ons kan vir mekaar sê, onthou, bedienaars van die woord gaan onderhewig wees aan die staatsgesag en beheer, nie aan Christus wat hulle roep nie. Kerke kan gewoon gesluit word en verbied word om te funksioneer as die staat 'n ander siening as die kerk huldig. In ander lande waar regulering onlangs ingestel is en al hoe sterker kom, het dit duidelik geword dat die kerk onder geweldige druk kom. Daar's in Rwanda, sedert die instelling daarvan, meer as 9800 religieuse instellings toegemaak. In Angola meer as 2000. En die owerheid neem beheer oor die kerke, maar in praktyk benadeel dit en beïnvloed dit ook die uitbreiding van die evangelie. As ons gaan kyk na die feit dat elke instelling of kerk geregistreer sal moet word, regulatoriese verslagdoening prosesse onderwerp word, dink aan die moeilikheid en die problematiek daar rondom om 'n plaaslike kerk gevestig te kry. Tradisioneel is sendingwerk in die veld gedoen, klein groepie gelowiges het bymekaar gekom, hulle het 'n gemeentetjie gevorm en uit daardie gemeente uit is evangelisasie verder gedoen, sending gedoen en daardie gemeente kon uitbrei om waarlik as kerk van Christus te funksioneer. As al hierdie regulatoriese aspekte met geweldige finansiële implikasies op 'n gemeente afgelaai word, gaan ons al hoe meer kry dat dit nie kan gebeur nie. Veral in Afrika omgewing, met sy uitgestrekte, sy wydverspreide gemeenskappe. Besmoontlik gaan ons sien dat ons 'n totale afname kry. Hierdie mense wat nie oor die finansiële vermoë beskik en die logistieke vermoë beskik
om na groter kerkgebiede toe te beweeg, gemeenskappe toe te beweeg nie, gaan doeteenvoudig op hulle eie gelaat kan word. En as ons gaan kyk na die befondsing uit die aard van die saak, ons weet, daar is nie fondse op hierdie stadium beskikbaar vir enige ding omtrent in hierdie regering nie. Die begroting is al klaar so beperk. Waar gaan die geld vandaan kom, anders as dat kerke belas gaan word om hierdie sake te betaal? Maar dit kom so 'n bietjie meer terug op die praktiese en kom ons vra nou vir mekaar. Wat nou? En ons kom by hierdie belangrike punt. Die een algemene vraag wat almal vra, is hierdie beplande regulering konstitusioneel al dan nie? Baie maklik, is dit ja of nee? Weereens gaan dit afhang van hoe sien die howe dit? Wat is die doelwitte? Is dit om regulering toe te pas ten einde die burgers in die algemeen te beskerm, soos wat ons vroeër vanoggend gehoor het? Of wat is die werklike doel daar agter? En dit is die groot bekommernis, dat die werklike doel daar agter is definitief vanuit die Satan gebore om die kerk van Christus ten gronde te probeer rig. So ja, tegnies kan ons nou vir mekaar vra, is hierdie beplande regulering konstitusioneel al dan nie? En as dit dan verklaar word as konstitusioneel te wees, wat dan? Ek sê die eintlike vraag, voorster, die eintlike vraag is dit in lyn met die woord van God? En is die beginsels wat hy daarin neergelê het, jammer vir die pynlettertjie daar, die beginsels wat hy daarin neergelê het oor hoe hy sy kerk wil laat regeer, voldoende daarin, is dit in lyn daarmee? Want as dit nie is nie, dan moet ons vir onsself die vraag vra, kan dit goedgekeur word? Al is dit ook in terme van alle ander wetgewing aanvaarbaar. As dit strydig is, as dit nie in lyn is met die woord van God en die beginsels van regering soos wat hy sy kerk wil regeer nie, dan is dit nie vir die Christen gelowige aanvaarbaar nie. Ek wil so 'n klein vergelykingkie net vinnig maak. Nou, ek wil net ook by sê, ons moet tog waak daarteen dat die owerheid nie 'n toegeeflike benadering volg net om later deur middel van regulasies die kraan stywer te draai nie. U weet, wetgewing word daar gestel, breër riglyne, maar gewoonlik binne daardie wetgewing word gesê dat die minister of wie ook al kan regulasies uitvaardig na konsultasie en al sulke stories, maar kan die regulasies uitvaardig wat hierdie dinge beheer. Ons sien dit met ander instellings, ons sien waar wetgewing op tafel kom en al hoe groter, al hoe sterker staatsinmenging en regulering in die private sektor plaasvind. Hoekom sal dit nie gebeur by die kerke nie? En dis 'n ou tegniek wat gevolg word om mense te kry tot 'n benadering van, ag kom ons aanvaar hierdie, dis daarom nie so erg nie. Ons kan hiermee wegkom, ons kan hiermee werk. Maar nooit word die ideologiese doelwitte daar agter laat vaar nie. Ons moet onthou, hierdie stryd gaan nie net teen mense daar in godsdienste nie. Hierdie gaan werklik is 'n stryd teen die bose geeste in die lig, wat probeer om die kerk van Christus te vernietig. In hierdie proses, gemaklike landing, dit lyk vir ons goed, hulle toegegee, ons is rustig, maar die water word al warmer gemaak. Naderhand kan die padda nie meer uitspring nie, want hy het al sy energie in daardie warm water verloor. Die aanvaarding van 'n middelgrondbenadering, broers en susters, is uiters gevaarlik. Instemming tot druk om byvoorbeeld gedragskodes saam te stel en voor te lê, is 'n wese reeds instemming daartoe dat die owerheid seggenskap het oor die kerk. As die owerheid se hele moede doen en ons doen dit, al klink dit ook goed. Wees versigtig, want daai benadering is so gevaarlik, omdat ons in wese reeds erkenning gee daaraan. Ons het die skrif. Ons het die belydenisskrifte waar volgens ons en die kerkordes waar volgens ons onsself beheer en reguleer, as 'n mens dan nou daardie vreeslike woord in die kerk wil gebruik. Kom ons kyk net kortliks na die verskille in benadering as ons kyk na die voorstelle van die CRL en dan wat is die skrifgetroue benadering ten opsigte daarvan. In die eerste plek, Pieter, ek wil net noem dat ons nog so 'n minuut of wat oor, hoor. Ek maak vinnig klaar. In die eerste plek, godsdienstige instellings moet by gereguleerde liggaam registreer die skrifgetroue benadering. Die kerk is die liggaam van Christus, hy is die hoof daarvan. Regverdiging vir kerkfees is gevestig in die skrif, soos verwoord in ons belydenisskrifte, nie staatsregistrasie nie.
Predikanties, ek gaan net die skrifgetroue benadering volg. As ek kom by die akkreditasie van leiers, predikante en amptdraers word deur Christus geroep. Hulle word kragtens kerk ordelike handelinge bevestig en onderhou. Hulle tree met die gesag van Christus op. Dis geestelik, nie met 'n gesag en hulle verleen deur en met die grasie van die owerheid nie. Rentmeesterskap is 'n opdrag van Christus wat ook geld in die toesighouding oor aspekte soos finansies. Dit is 'n verantwoordelikheid vir God en dit moet in ieder geval reg geskied, ongeag wat die wetgewing daaroor bepaal. Valse leer en misbruik word deur kerklike strukture aangespreek, nie deur die regering nie. Dissipline word ingevolge kerkorde uitgeoefen. Optrede is in ieder geval ooreenkomstig die skrif en hierdie wanpraktyke word op skrifgronde verwerp. En dan belangrik, die uitlewing van jou Christelike geloof is 'n direkte opdrag van Christus as hoof van die kerk en dit mag op geen manier aan bande gelê word nie. Ja, godsdienstvryheid is 'n grondwetlike reg in Suid-Afrika en die staat mag nie inmeng in die leer of bestuur van die kerk nie. En dan kom ons by die uiteindelike punt waar ons sê, wat ons ook al doen, ons moet te alle tye Christus as die hoof van sy kerk raak sien in ons beoordeling hiervan. Die vraag is in die eerste plek, bely ons dit werklik of is dit lippediens? Wat gaan ons hieromtrent doen? En hier wil ek vra, raak betrokke. Ons moet betrokke raak, nie net by die komitees en die gesprekke nie. Ons sal moet betrokke raak, ons roeping as profeet, priester en koning in hierdie wêreld uitleef op alle fronte, ook op die politieke en die staatkundige terrein, sodat ons die regte dinge vorentoe kan bring. En dan laastens die vraag, is ons bereid om te offer? Is ons bereid om die offer te bring wat gevra mag word, wanneer die kerk van Christus, en Christus as die hoof van daardie kerk, deur wetgewing in hierdie land, aangevat word? Baie dankie.